Vriende, ons is die Here dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons met wysheid sal bekragtig wanneer dit kom by die waarheid van sy woord. Ons lewe in baie moeilike tye, ons lewe in uitdagende tye, ons lewe in 'n demokrasie waar God se waarheid en God se woord nie meer hoog geag word nie. Ons lewe in 'n de-mekaar tyd waar mense identifiseer as enige iets behalwe dit wat die Here hulle geskaap het om te wees. En daarom beleef ons 'n tyd waar ons as kinders van die Here liefdevol, maar ook ferm antwoorde moet gee vanuit God se woord oor wat die Here oor sekere bepaalde sake sê. Vanmôre gaan ons stil staan by die gedagte van homoseksualisme of dan die LBGTQ beweging. Waarvoor staan, kom ons sê dit maar in Engels, LBGTQ. Dit staan vir lesbies, gay, biseksueel, transgender of queer. Dis nou iemand wat nie regtig weet wie of wat hy of sy is nie. Die vraag wat mense vir my vra, is dit sonde? En vriende, ek sê dikwels vir mense, ek het nie opinies oor hierdie dinge nie. Ek gee vir jou die Bybelse opinie, wat my opinie is, wat ek handhaaf, en kom ons kyk wat die Here vir ons sê uit sy woord. Hoekom gaan ons elke keer terug na die skrif toe? Want God het my en jou geskape. God het ons geskape met 'n doel. God het ons geskape want ons gaan eendag voor hom rekenskap gee. Hy is die finale gesag. Na elke aardse koninkryk gekom en gegaan het, sal daar 'n koninkryk wees wat onwankelbaar is, en dit is God se koninkryk, en hy sê vir ons baie duidelik, hy gee aan almal die opdrag om hulle gereed te maak om hom te ontmoet, want daar sal 'n dag wees waarop ons geoordeel sal word volgens ons werke. Ons kan nie gered word deur werke nie, maar ons word gered uit genade deur geloof, en dan doen ons werke van geregtigheid om die Here te verheerlik vir wat hy vir ons gedoen het. So die vraag is net, is homoseksualisme of LBGTQ verkeerd? Wat sê die Bybel? Ek wil die vraag so begin beantwoord. Ek wil u vra, is moord sonde? En ek hoor die meeste van u sal sê, ja, dit is sonde. Ek wil u vra, is diefstal sonde? Die meeste van u sal vir my sê, ja, diefstal sonde. Selfs homoseksuele mense sal vir jou sê, moord is sonde en diefstal is sonde. Is bedrog sonde? Ja, elke mens op aarde sal omtrent met jou saamstem dat bedrog sonde is. Is kwaadpraat sonde? Ja, dit is sonde. Ons stem saam. Is egbreek sonde? Die meeste van ons stem saam, ja, dit is sonde. Is die begeerte aan jou naaste se huis of se kar of se vrou sonde? En die meeste van u sal vir my sê, ja, dit is sonde. En nou wil ek u die vraag vra, hoe weet ons dit is sonde? Waarom sê ons dit is sonde? Waar kom ons aan hierdie begrip van sonde en waarom definieer ons sekere goed as sondig? Eenvoudig, die woord van God sê dit vir ons. Vriende, u moet onthou dat die Republiek van Suid-Afrika was geskoei op die Romeinse Hollandse reg, wat direk uit God se woord gekom het. En daarin het ons gesien wat is reg en wat is verkeerd. Daar is sekere duidelike dinge oor wat reg en verkeerd is, en dit is in hierdie Romeinse Hollandse reg opgeteken, en daarom kon ons vir baie jare die reg gehandhaaf het, want God se woord is hoog geag in die Republiek van Suid-Afrika. Vandag is dit nie meer so nie. Ons het soveel grys areas en die regering wat gekant is teen God se woord, in opposisie teen God se woord, wil vir ons kom leer dat alles en nog meer reg en aanvaarbaar is. Perversiteit, boosheid, homoseksualisme, moord, doodslag, bedrog, leuns, al hierdie dinge is aanvaarbaar in ons tyd, maar is nie voor God aanvaarbaar nie. En as jy vanmôre 'n kind van God is, gee ek jou 'n Bybelse antwoord. Ek is nie hier om 'n opinie te gee nie, ek gee jou 'n Bybelse antwoord. As jy nie 'n kind van God is nie, gaan jy haat wat ek nou sê. As jy 'n kind van die Here is, sal jy in liefde hoor en jy sal in liefde verkondig dit wat God se woord vir ons wil kom leer. U sien, met tyd het ons aanpassings begin maak om boosheid te akkommodeer onder die vaandel van 'n demokrasie, wat eintlik, vriende, maar een of ander beweging is, waar ons onder die vaandel van vryheid gevangenisse word van die vyand, waar die bose, vriende, ons land regeer deur die meerderheid van stemme, omdat die meerderheid sonde liefhet. Hulle die duisternis liewer as die lig, sê die Bybel, want hulle werke was boos. Johannes 3:18 sê, hy wat aan hom glo word nie veroordeel nie, maar hy het nie glo nie, is alreeds veroordeel, omdat hy nie geglo het in die naam van die enige gebore seun van God nie. En dit is die oordeel, dat die lig in die wêreld gekom het, en die mense die duisternis liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. So kom ons kom by die antwoord.
Is homoseksualisme, die LGBTQ beweging, is dit onbybels, is dit verkeerd, is dit sondig? Die antwoord onomwonde, ja, dit is sondig. Daar is geweldig baie verwysings. Ek weet nie of ek by almal vanmôre gaan uitkom nie, maar ek gaan vir u 'n goeie riglyn gee dat u verdere selfstudie gaan doen. U moet onthou, 'n homoseksueel is nie 'n groter sondaar as ander mense wat kwaad praat of bedrog pleeg of egbreek pleeg nie. Sonde voor God is sonde. Die gevolge op sondes is baie keer groter as ander gevolge, maar die feit van die saak is dit bly sonde. U onthou in Genesis 19 en baie mense sê man, die Genesis 19 het niks te doen met homoseksualisme nie. Kom ek lees vir u wat staan daar, en 'n kind wat 'n verstand het sal verstaan wat God vir ons wil kommunikeer. Grammaties histories in die konteks waarin dit staan, hoor die boodskap. Die Bybel sê vir ons, Lot het in Sodom en Gomorra gebly en daar het in die nag manne na hom toe gekom en die Bybel sê hulle het nog nie gaan slaap nie toe die manne van die stad, die manne van Sodom, Lot se huis omsingel, jonk en oud, die hele bevolking almal saam, en hulle het na Lot geroep en vir hom gesê, waar is die manne wat vannag na jou gekom het? Bring hulle na ons toe uit, dat ons hulle kan beken. Daarop gaan Lot na hulle toe uit, en hy sê vir hulle, my broers moet tog nie die kwaad doen nie, kyk tog, ek het 2 dogters wat geen man beken het nie, laat ek die na julle toe uitbring, en doen met hulle soos goed is in julle oë. Nou vriende, hierdie woordjie beken, is eenvoudig die gedagte van dat hulle seksuele gemeenskap met hierdie mans wou gehad het. Die manne van Sodom en Gomorra wou met hierdie mans wat na Lot toe gekom het, gemeenskap gehad het, seksuele omgang. Die een Engelse vertaling, die American Standard Version sê oor Genesis 19 vers 5. And crying out to Lot, they said, where are the men who came to your house this night? Send them out to us, so that we may take our pleasure with them. Die ander Bybelse vertaling sê dit as volg, and started shouting, where are your visitors? Send them out so we can have sex with them. U sien, homoseksualisme is 'n sonde waar 'n man met 'n man gemeenskap het en God sê hy verbied dit. Hy het 'n verbod op hierdie sonde. Levitikus 18:22, 'n manspersoon mag jy ook geen gemeenskap hê soos 'n mens met 'n vrou het nie. Dit is 'n gruwel voor God. Een Engelse vertaling sê, no man is to have sexual relations with another man, God hates it. En u sien, die nuwe vertaling, die 1983 vertaling sê, jy mag nie 'n homoseksuele verhouding hê nie. Dit is 'n afstootlike sonde. U sien, die Bybel leer vir ons, dis nie reg dat 'n man en 'n man met mekaar gemeenskap het nie. Levitikus 20:13, en as 'n man met 'n manspersoon gemeenskap het, soos 'n mens met 'n vrou het, het hulle albei iets gruweliks gedoen. Hulle moet sekerlik gedood word, hulle bloedskuld is op hulle. In die Ou Testament was hierdie sonde so gruwelooslik, dat die Here die doodstraf daarop gehef het. En as u mooi onthou, in die ou Suid-Afrika, met die Romeins-Hollandse reg, met die reg wat ons vandag nog aanvaar, was dit basies baie dieselfde. Dit was 'n kriminele oortreding gewees. Nou sê mense, ja, dis die Ou Testament, die Nuwe Testament het niks oor hierdie saak te sê nie. Kom ek lees vir u, want u sien, die Bybel sê vir ons baie duidelik in 1 Korintiërs 6 vers 9, of weet julle nie, dat die onregverdiges die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Moenie dwaal nie, geen hoereerder, of afgodedienaar, of egbreekster, of wellustelinge, of sodomiete, of diewe, of gierigaards, of dronkaards, of kwaadsprekers, of rowers, sal die koninkryk van God beerwe nie. Die nuwe vertaling sê, moenie julleself mislei nie, geen onsedelikes, of afgodedienaars, of egbrekers, of mense wat homoseksualiteit beoefen, sal deel kry aan die koninkryk van God nie. Die Bybel wat vandag in die grootste kerke gebruik word, sê vir ons baie duidelik, dat mense wat homoseksualiteit beoefen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Vriende, nou kom die waarskuwing vir ons baie duidelik, daar in die boek Romeine, die eerste hoofstuk. As u gaan kyk in Romeine 1, gaan dit oor God se oordeel, oor die gedagte van homoseksualisme en lesbianisme. En kom ek lees vir u wat staan daar. Daar staan, want die toorn van God word van die hemel afgeopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat in ongeregtigheid die waarheid onderdruk. Vriende, luister, almal weet wat is reg en verkeerd.
Behalwe dat ons die woord van God het, het ons ook 'n gewete. En jy weet, as jy met 'n man en 'n man teenoor mekaar ontbrand en seksuele gemeenskap het, jy en ek weet, dit is verkeerd. Vrou teenoor vrou, mens teenoor dier, of wat ook al die sonde, as jy moord pleeg, as jy steel, as jy bedrog pleeg, jy weet in jou siel, dis verkeerd. Want God het ons 'n gewete gegee. Met tyd druk ons gewete toe. En die Bybel sê vir ons, mense wat die waarheid onderdruk, wat doen God met hulle? Die Bybel sê, omdat van God geken word en hulle openbaar is, want God het aan hulle geopenbaar. Want sy onsigbare dinge word van die skepping van die wêreld geopenbaar, en omdat alhoewel hulle God geken het, om nie as God verheerlik het nie, maar hulle dwaas geword in die oorlegginge van hulle onverstandige hart wat verduister is. En die Bybel sê vir ons, daarom het God hulle ook oorgegee aan die begeerlikheid van hulle harte, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen. God het hulle oorgegee aan skandelike hartstogte, want hulle vroue het die natuurlike verkeer, hoor u? Die vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is. En ook so die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en hulle het in welles teenoor mekaar ontbrand. Manne het met manne skandelikheid bedrywe, en in hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. En nou baie belangrik, vers 31 sê vir ons, vriende, eintlik al van vers 28 af, en omdat hulle dit nie die moeite werd geag het, om God in erkentenis te hou nie, het God hulle oorgegee aan 'n slegte gesindheid, om te doen wat nie betaam is nie. Nou noem die Here 'n hele rit sondes, goed van boosheid en moord en twis en kwaadaardigheid en nuusdraers en onverstandig, ontrou, sonder natuurlike liefde. En dan vers 32, mense wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen, die dood verdien, die dinge nie alleen doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Ons beleef 'n tyd, vriende, waar mense aanvaarbaar wil wees vir mense. Ons wil niemand skade aandoen nie. En ek wil vir u sê, dis noodsaaklik dat ons Bybelse beginsels moet toepas, want ook 'n homoseksueel wat ons nie waarsku teen sy sondige praktyk of haar sondige praktyk nie, God gaan hulle bloed van ons hande eis. Ons moet hulle in liefde waarsku, dat God vir ons die wonderlike patroon van die huwelik gegee het, waaroor ek volgende week gaan praat. Waar kom die huwelik vandaan? Dis 'n instelling van God, Genesis 1 en Genesis 2. Die Here sê, deur hierdie huweliksinstelling moet ons vrugbaar wees en vermeerder. Twee mans kan nie vrugbaar wees en vermeerder nie. Hulle kan nie die geslag bou soos God die opdrag gee nie. En daarom moet ons sien, God het 'n standaard gestel, God het 'n opdrag gegee, en ons moet hierdie opdrag gehoorsaam. En daarom wil ek vir jou sê, daar's hoop. As jy homoseksueel is, vasgevang in hierdie sonde, en hierdie hartseer, en hierdie warboel van gedagtes, daar's 'n oplossing. Deur te sien op die kruis, is daar lewe en heil, is daar lewe vir jou en vir my. Vir elke sondaar is daar vergifnis van sonde, so ook vir die sonde van homoseksualisme, vir hierdie ander sondes waarmee mense besig is. Ek pleit by u, dat u genade sal vind by die Here, en sal wegdraai van u sonde, en u sal bekeer tot die Here, want die Here sê, homoseksualisme, lesbianisme en al hierdie gepaardgaande sondes is verkeerd voor hom. Daar is vergifnis, daar is bekering, daarom draai jou aangesig na die Here, want hy is genadig en barmhartig, en hy vergewe menigvuldiglik. Seën vir u groete en mooi dag verder, tada.